Soos sê julle, ons kuier by die Al Orphanage en ons gesels met 'n baie bekende gesig vir almal van ons. Ons kuier 'n bietjie by Jacques. Dis 'n moeilike gesprek, maar dis 'n moedgesprek. So sê vir my Jacques, waar sit ons vandag? By die Al Orphanage, op 'n plaas net buite Velddrif. En ja, dit is die een plek waar ons sit, en die ander plek waar ons ook sit, is die moontlikheid dat ons moontlik ons deure moet toemaak. Ja, nie wil toemaak nie. Wel, moet toemaak. Ja. So, Ja. ja. Sê vir my, ons het nou, jy het op Facebook dit publiek gemaak, dis nie 'n geheim vir enige iemand dat daar probleme is nie. Daar is 'n BackaBuddy account, maar ons het nou ook gepraat, BackaBuddy is amazing, dit is 'n baie goeie plan om vinnig hulp te kry. Dis reg, ja, ek weet nie waar begin mens by die begin. Dis nie net 'n besluit van oornag nie. Dis iets wat nou al vir 'n paar maande aankom. Ons het 'n sponsor gehad vir al die jare wat meeste van die senter op Velddrif gebou het vir ons. In elk geval as gevolg van old age en sy gesondheid kon hy net nie meer nie, en dis omtrent 18 maande terug. So, wat vir 'n groot gat gelos het, want hy het letterlik soos 90% van al ons maandelikse koste gedra. En om ewe skielik, wat ek heeltemal verstaan, en jy weet as iemand nie meer kan nie, ek weet, ek sit in daai posisie. Ja. In elk geval so, toe om ewe skielik daai hoeveelheid geld bymekaar te kry, jy weet, was nou maar moeilik. So ek het nou maar elke maand met die shortfall het ek nou al my savings en alles daarin gesit, en ons het nou op daai punt gekom basies waar ek het persoonlik nie meer geld nie. Ek het self laasweek het ek my persoonlike bakkie verkoop, net om deur die maand te kom en staf en kos en bills te betaal, jy weet. Want die is nog duur, dit is nie dat jy die hokke kan oopmaak en vir almal sê jy's nou op jou eie. Ja, daar is meer as net dit. Jy weet, daar is wetbills, daar is water, daar's onkoste. Jy weet, een van ons grootste uitgawes op hierdie oomblik met die increase op fuel, petrol, jammer weer eens vir die Engels. Ja. Maar jy weet, ewe skielik is ons fuel expenses baie duur. Jy weet waar het gewoonlik so R4,000 'n maand is. En nou met die 2 voertuie wat ons gehad het, en die rescues en die goed wat ons moes gedoen het, het hier oor die R10,000 gehardloop ewe skielik. So, en omdat ons die enigste senter is van die Kaap af, en selfs Boland en Swartland en die Weskus hier by ons rond, jy weet, het ons in Tulbagh ook, het ook in Porterville en daai areas het ook bygekom, het ons 'n groter arena gehad waar nie mense was in daai areas om te kan roofvoëls te rehabiliteer nie. So het ons meer en meer ingekry, en ons werk ook met alle SPCA, so hulle het ook wat hulle ingekry het vir ons gebring. In elk geval, so, ons het begin meer en meer inkry, ons rescue arena het baie groter, baie vinnig geraak ook, vandat Eagle Encounters toegemaak het, en dis nou omtrent ek dink 2,5 jaar terug. Daar is nog 'n rehab center wat oopgemaak het, ek dink hulle is nou 'n jaar, 'n bietjie meer as 'n jaar, ek dink Desember was dit 'n jaar gewees, wat hulle oopgemaak het in Betty's Bay, maar dit is weer eens 2 ure van die Kaap af, op die pad uit, op die N2 uit. Kyk, ek weet, ons het in Durban wel gebly. Ek meen, even daar, as jy 'n voël optel, dan sê mense, bel vir Jacques van die Al Orphanage. En ek het nie geweet julle is so ver van ons af daai tyd. Jy weet die ding, ons werk ook baie met mense, as hulle nou voël of 'n dier opgetel het of iets, hulle soek iemand wat dit kan hanteer, en hy het hulle hande uitvat. Jy weet, asof dit amper 'n probleem is. Ja. Jy weet, ons is privaat, jy weet, ek meen, selfs die SPCA is NPO, hulle werk nie vir die government nie. Jy weet, ons kry nie grants van die government af nie. So, glad nie. En ons is net privaat mense met 'n passie.
Ja. om die diere te red. En dan sal ons byvoorbeeld as ons nou baie besig is of iets vir iemand kom ons praat lange baan. Sy kan nie net vir ons die voël deurbring of bring dit net tot by die wet of by Adrian in Vredenburg wat halfpad is en dan weet ek die voël is safe, dit kan gestabiliseer word totdat ek nou later die dag of in die aand die voël kan gaan optel of ons kan reël met iemand anders om dit dan vir ons te bring Adrian of wie ook al. Ja. Maar dan het hulle of nie 'n kar nie of nooit 'n kar nie of hulle kan nie of hulle is besig of wat ook al die geval mag wees, jy weet so. Ek sou sê omtrent 80% van die rescues wat ons gewoonlik inkry is waar ons hulle moet gaan optel. Ja. Of ons moes reël met een van ons first responders of mense wat saam met ons werk of volunteers of iets. Waar in elk geval so ek kan sien wat gaan gebeur al klaar, weet ek wat gaan gebeur as ons moet toemaak. Dat mense gaan nie van die Weskus af ry Betty's Bay toe nie. En ek weet Betty's Bay of Kogelberg gaan nie hier na toe kan ry nie, want hulle het ook fondse nodig, hulle het ook min mense en ook net 'n rehab om te hardloop soos wat ons. Jy weet dit is nie asof ons 'n hele polisie mag of 'n enforcement mag het en van mense en karre en goed wat net oral te gaan en wag vir die volgende oproep nie, jy weet. Net om te kan ry en daai voël te gaan ry. Ons moet planne maak, ons werk met ander centers, ons werk met ander mense en ander institutions wat ons probeer reël dat ons so gou moontlik daai voël net kan kry by 'n safe haven wat ons weet hulle gestabiliseer kan word. So ja, as ons moet toemaak, dan is daar nie ander plek nie. Jy weet, hulle gaan of uitgesit word, of iemand gaan aanbied om hulle in te vat, en dan sit mense gewoonlik, en ons het baie ondervinding daarmee, wat nie die kennis het nie. Hulle het in die eerste plek nie die kennis nie, verkeerde kos, gaan nie wet toe, of kry die regte medisyne nie, dan vrot die vlerk af, of een of ander iets, en dan ewesklik wil hulle uitreik. Of daai diere en daai voëls gaan groot gemaak word. Jy weet, dan gaan dit op die eind van die dag as hulle wel gerelease word, dan gaan hulle weer in die verkeerde hande of mense gaan hulle vang en op hok sit, of iets soos wat ons deesdae baie kry is animal abuse waar hulle doodgegooi word. So as 'n voël nie gaan wegvlieg, kinders of wie ook al na hom toe gaan en gooi met klippe, dan gaan daai voël gaan dit nie verstaan nie. Ja. Want die ander mense was dan nou so vriendelik met hom. Exactly. So dit stel hulle lewens in gevaar. En dan ook, as jy nie die regte fasiliteit het of flighthokke vir hulle om hulle sekere exercises te kan gee, jy moet weet wanneer dit reg is om daai voël te laat gaan. Is dit ook cruel om dan so 'n voël wat nie reg is te laat gaan, omdat hy nou liability raak, of die naels raak te skerp, of die bek raak te skerp, en begin die kykies hieronder en die kinders en jouself te byt, en ons kry daai gevalle. So dis baie hartseer, die hele idee daarvan vorentoe, as ons dan wel offisieel toemaak. Ja, en die goed wat gaan volg daarop natuurlik. So, dis moeilik, hierdie besluit is vir my verskriklik moeilik op baie vlakke. Maar ons probeer. Ja, soos ek sê, die Study Backup Buddy is obviously, dis 'n baie goeie. Vandat ek public gegaan het ek baie, ek moet eerlikwaar sê, daar's baie mense wat na vore gekom het en gesê, ons wil help, ons het nie geld nie, ons wil help, kan ek vir jou Backup Buddy begin? Kan ek 'n poster maak? Ons het 'n paar mense wat al begin posters maak en begin het persoonlik share en self-share en allerhande goeders en wat ook al. En ja, ek sien op Backup Buddy, soos ek net gesê het, daar is omtrent R20,000 al op. Ons in die winter, nou praat ek net average. Net average, dis sodat mense net kan verstaan. Dis ons basic uitgawes, water, staaf, kos, medicine, vet, diesel, petrol, net om 'n voël te kan deurtrek en hulle te kan voer, na te kyk totdat hulle reg is vir release. In die buiteseason wintertyd is ons minimum wat ons nodig het, 45 to 50,000 a month. En die somer, wanneer het broeiseisoen is, ons op die stadium, die broeiseisoen het ons 128 voëls op any given point gehad vir oor die 7 maande, dan kost het my 70,000 to 80,000 rand 'n maand.
En as jy kyk wat ons kry op average omtrent 25.000 rand in 'n maand. So daar's 'n groot shortfall gewees. Ja. So, en dis daai geld wat ek persoonlik dan nou moes gecover het elke maand en ek kan dit nie meer nie. So, en die ding is vir my om te sê, okay, ek kan die vol invat en ek kan daai vol invat, maar ek kan nie daai vol ek wil nie daai een is hê ook nie, nie, ja. dit is vir my alles of niks. So, en dit is wat vir my baie moeilik, ek het vanoggend of maandag het ek wel met Cape Nature gepraat, gesels ons situasie, alhoewel ek het voorheen vir 'n genoudify laat ons toemaak, van hulle is die eerste wat moet weet in elk geval en van daar is baie sekere protocols en goed wat gevolg moet word. Dit is nie net van jou deur sluit en jy loop weg nie. Dis nie 'n lock-up and go nie. Dit vat tyd. In elk geval so ja, ek het met hulle gesels daaroor en wat ons situasie is, ek het 'n maand terug ons aansoek ingedien vir die renewal van ons permits vir die volgende jaar in elk geval en toe ons nou so gesels daaroor en gesê, want hulle het ook vir my die vraag gevra. Maak jy definitief toe sê ek op hierdie stadium ja. Op hierdie stadium ag ek dit as ons deure toegemaak. Ek vat geen nuwe volgens protocols, geen nuwe intakes in of diere of voëls of wat ook al nie. In elk geval anders gaan dit net aan en aan en aan. Ja. En baie van die voëls en diere wat inkom, jy weet, is nie net 2 dae dan kan jy hulle vrylaat nie. Soms, jy weet, sit jy met hulle vir 3 maande, as jy 'n babatjie invat of iets, daai babatjie moet nou eers groot word, dan moet daai babatjie nou leer om te jag en allerhande goed eers, en dit kan 3 maande vat voordat jy hom kan release. Dan sit jy hom op soft release, waar jy hom nog steeds elke aand kos gee, al is hy buite, maar omdat dis sy area, en asof hy het daar groot geword. Ja. So in die wild bly hulle omtrent vir 5-6 maande, dit hang af van die species, by die ouers. Jy weet waar 'n blue crane byvoorbeeld sal bly by die ouers vir omtrent 'n jaar. Jy weet, so voordat hulle genoeg confidence het en geleer het in die wild hoe om hulle self te hanteer en te kan beskerm. So nadat ons hulle release het, op soft release het, gee ons nog steeds vir hulle kos. En dan hou ons hulle dop en kyk hoeveel hulle eet. So op hierdie stadium het ons omtrent 18 eile wat op soft release is, maar in plaas om nou nog elke aand te kom kos haal, kom haal het so elke 4de aan, dan sal hulle hier aankom en kom kos eet, jy weet. Hulle speen so of hulle self. Dis reg, jy weet, so hulle is nou buite, hulle is vry, hulle kan nou self begin jag en hulle is inquisitive, hulle is regtig inquisitive en hulle begin self te jag en hulle gaan al hoe verder en verder weg van die senter af. Jy weet, al kom hulle dan elke 4 of 5 dae terug vir kos, maar dan weet ek, hulle weet daar is kos as hulle nie ander kan kry nie. So, maar hoe langer hulle begin wegbly, sê dan vir my, hulle is meer confident. Ja, dis en eintlik hulle beter. begin self jag en alles, en dit is wat kom ons noem 'n soft release, jy weet, terug in die wild. Elk geval zijn nou die 2 buzzers wat ons nou lately ook op soft release gehad het. Hulle het ook hetzelfde aangekom vir 'n maand of 2, maar hulle ek dink is 1 wat miskien nou nog terugkom wat ons miskien 1 keer 'n week, elke 2 weke sien. Hier is nog 'n peregrine wat kom. Wat ook nou omtrent hetzelfde is. Jy weet, so al hoe minder en minder, ons sien hulle glad nie meer elke dag nie. Wat vir my sê ons het 'n goeie job gedoen en hulle is daar buite en hulle is besig om En hulle is okay. te doen. Maar vir my is dit ook nice om te weet hulle kom terug, om te weet hulle is alright. Ja, hulle is hier iewers. So, ja. Sê vir my, Jock, as daar iemand is wat graag wil hande vat met julle, dat die sentrum nie hoef toe te maak nie, hoe kan hulle jou kontak? Wel, of op my selfoon, 072-0405-465, op ons website www.daalorphanage.co.za en ons e-mail is daalorphanage@gmail.com. En dan natuurlijk Facebook, het ons ook Daal Orphanage Veldrif. So, ja, ek dink die grootste vraag ook is, kan
die orphanage gered word. Absoluut. Ons het gepraat van Backup Buddy. Ons het, soos ek sê, daar's 'n paar donasies wat nou aangekom het wat absoluut help. Vir die drukgaatjies toe. En jy weet van ek het nog redelike koste en goed, dis hoekom ek kan nie net wegloop nie. Ek het nog redelike koste en responsibilities en dit moet ook voordat ek net kan deursluit en gaan. Jy weet moet gecover word. In elk geval. Maar dit is once-off donasies en payments, of het nou R10 was, of R10,000. Dit is amazing. Elke bietjie help en daarbij. En in elk geval so maar dit is 'n once-off. En die probleem regtig op die eind van die dag is maandeliks. Ja. Jy weet, soos ek sê, ons het 'n minimum vir winter en vir somer. En as ons dit nie inkry nie, dan gaan ons 'n maand of 2 hou. En dan sit ek weer in dieselfde bootjie. So ons het daai commitment nodig. Ja. Daar het nou baie mense al vir my die afgelope paar dae e-mails en boodskappe gestuur en gesê hulle gaan vir ons R10 'n maand insit, R250 'n maand insit, R1,000 'n maand insit. So dus daai tipe commitment wat opbou en dan vir ons by daai sekere bedrag kan uitbring. Ja, as 100 weet, as 100 mense vir jou R1,000 'n maand gee, dan jy weet die groot ding is op die eind van die dag is die stres wat daarmee saamgaan. Dit is aan mekaar. Dit vat soveel tyd uit my dag uit, want ek moet heeldag sit en probeer fondse inkry, want ek weet nie of ek nog 'n voël kan invat nie. En dit vat soveel tyd uit my dag uit. En natuurlik die stres en alles. Dit is maklik om te sê moenie stres nie, alles gaan alright wees. Maar ons almal stres nog dit steeds, het nou ja. gewys, dit is nie. Jy weet waar mense op so 'n punt kom waar jy sulke tipe besluite moet neem. Ek dink dit is menslik om te stres ook. Mens kan nie vir iemand sê sal daai knoppie in jou brein af nie. As dit net ek was, is dit 'n ander maar ek het responsibilities. Soos enige iemand wat kinders het byvoorbeeld, jy's nie jy weet jy het 'n familie. So as dit sleg gaan met jou, gaan dit hulle affekteer. Ja. En op die eind van die dag, jy weet, ek kan nie net met 'n center vol voëls sit en daar's nie geld om na hulle te kyk nie. Dis dieselfde, jy weet, daar ek het 'n responsibility. En jy het natuurlik die hulp van mense ook nodig. Jy kan ook nie alleen na 50 voëls byvoorbeeld kyk nie. Jy kan nie. Dit is ek het dit probeer en ek het dit gedoen vir 'n paar jaar. Jy weet, op my eie, skoongemaak water, rescues, alles. En dan nog op die strande rondgeloop en measurements en samples gevat vir die Department of Environmental Affairs en gehelp met die IV en flu goeters en daai tipe goed, jy weet. En ek kan dit nie meer nie. Ek is ook nie jonk en 24 jaar oud waar ek die energie het en wat ook al nie, jy weet. En dan het jy nog ek doen die papierwerk, ek moet sit met papierwerk en al die ander goeters ook. Jy weet so, dis nie net van dis cute en ek sit met 'n bokkie op my skoot en gee vir hom melk nie. Jy weet, as dit maar so maklik is. En daai einste bokkie, dan moet jy hom elke 4 ure dag en nag gee. Jy weet, so gaan die staf huis toe. Ja, hy slaap nie deur Dan vanaand moet ek nie. nou maar opstaan en gaan melk gee. Jy weet, jy moet dit doen. Ja. So as jy hom wil leertrek, so jy weet, dit is nie 'n glamorous werk nie. Glad nie. Dit is nie ek meen ja, ek kry 'n bietjie van 'n salaris, maar dit is letterlik net om my persoonlike goed te doen. Om te leef, ja, to skryf by. Ons het natuurlik nog die fondsinsameling event wat opkom. Die datum is nog nie bekend nie, maar jy weet ons is besig daarmee. Dit behoort, ek glo dit sal voor einde Augustus plaasvind. Ons wag nog om te kyk wie gaan ons gaste wees. Dit moet maar net 'n verrassingkie wees vir almal, dalk vir jou ook. Waar ons dan nou gaan probeer help om die nodige fondse te kry, at least vir 'n maand of 2. Daar kry ons dan 'n oulike persoon wat vir jou sê hulle sponsor jou vir die volgende 5 jaar. You never know. Dalk sien die regte mense hierdie video en iemand wat so lief is vir uiltjies soos ek, met geld. Ek kan nou nie vir jou daai geld elke maand gee nie, maar ek hoop daar's iemand daar buite wat hulle hart en hulle beursies kan oopmaak en betrokke kan raak. En die van julle wat nie betrokke kan raak finansiëel nie, onthou om hulle goed te deel, kry dit ook by die regte mense uit. So as Jacques iets post, share dit met julle vriende, die regte mense kan dit dalk sien en hulle kan dan uitreik na jou toe. En dan doen ons hierdie ding saam. Dankie. Dankie Jacques.